Die klok lui nog lekker. Dit is goed om hom so te hoor. Goeiemôre, dis goed om julle almal te sien en te weet die klok het ons goed wakker gelei nou ook. Reg vir die diens. Ons het gister oor ons liggaamlikheid gepraat en nou is ons liggaamlik op 'n plek ook. Vir ons altyd 'n baie spesiale plek hier in die kapel ook. Mense is op allerlei maniere bewus dat daar waar jy verwagting het dat jy in 'n plek en ruimte God sal ontmoet, gebeur meer as wat jy verwag. En ek vertrou dat dit vandag vir julle ook so sal wees. En ek weet daar's klomp lidmate wat ook in hulle eie huis of plekke is, maar assosieer met hierdie plek en met ons verbind is vanoggend en soet om hulle ook welkom te heet. Praktiese reëlings, daar's sop in die koffiesaal, koffievertrek, koffielokaal. Dan soek ek iemand wat gaan help. Daar gaan so 4 keer op die skerm tekste verskyn. Ek wil nie alles lees nie, maar jy weet as jy 3 kwartier na my stem luister, dan raak dit regtig erg. So dit sal lekker wees as van julle nou deelneem, ook in die opbou om hier deel te neem met gebed en alles. Wie sou vir my die voorlesing doen? Dis regtig 3, wie was onderwyseresse of onderwysers of dosente of mense wat betaal is om te praat in hulle lewe. Hulle gaan nie vanmôre betaling kry nie, maar hulle kan praat. Maar iemand wat met die Bybelgedeeltetjies sal lees. Dit gaan daar verskyn, jy hoef nie angsvallig op te soek in 'n Bybel wat jy nie het of te Google nie. Hulle is daar sy. So jy het jy sal vir Deline dit net aangee. Dankie daarvoor. Nou, God is op plekke. En in ons toetrede gaan ons 'n lied sing wat sê op berge en in dale en oral is my God. Ook hier vandag. En dit verander nogal die aard van die byeenkoms. So kom ons sit net so, dan sing ons dit saam. Dis die liedboek 509, vers 1 en vers, ek sien nie staan 3, maar eintlik is dit 4. Wat is die volgende ene daar? Kom ons kyk net. 1 en 4, terwyl ons so sit asseblief. Skepper Gees en gewer van lewe, laat die droë gebleikte bene van ons lewens leef en asemhaal en weer geil groei soos U van ouds reeds gedoen het. Stort U Gees uit oor die hele skepping. Kom in stormwind en flitsende vuur om die sonde en hartseer in ons binneste om te keer, in geloof, krag en vreugde. Genade en vrede vir julle van God die Vader, die een wat alles gemaak het en wie alles aan ons uitdeel. Genade en vrede vir julle van Jesus Christus, die een wat sy lewe gegee het, sodat ons die lewe in oorvloed kan hê. Genade en vrede vir julle van die Heilige Gees, wie ons seën met al die geestelike seëninge wat daar in die hemel is. Ons het gister gepraat oor Christus wat teenwoordig is, daar tussen sy disippels en dan vir hulle sê vrede vir julle.
En dan stuur hy hulle uit en dan sê hy tweede keer vrede vir julle. Kom ons beaam iets van daai waarheid van vrede en ons gaan uit die liedboek Staande 2:8-4 saam sing, al 3 die verse. Julle weet hulle vloei so die een en die ander. So hou kop saam met Christo, maar kom ons staan en sing ons dit lekker saam. Baie dankie. In ons kerklike tradisie is Pinkstertyd veral ook gebedstyd. Daar's baie maniere om saam te bid. Ons het gister al een of twee van hulle geoefen. Ons het saam gebid deur liedere saam te sing Sondag in die kerk. Sê maak ons oop vir die woord en ons het dit in beurtsaam sang gesing. Partykeer gaan iemand voor, soos baie keer wanneer 'n dominee bid, dan sit ons en ons luister en as ons gedagtes nie dwaal nie, dan kom ons ook op 'n manier in die gebed in, dan word dit ons gebed. Iets wonderliks wat gebeur. Soms as mens vasbrand, dan kan jy liturgiese of geskrewe of formuliergebede gebruik. In party kerklike tradisies is daar 'n hele gebedsboek, byvoorbeeld in die Anglikaanse kerk, 'n Book of Common Prayer, met pragtige gebede. In Afrikaans is daar ook een of twee weergawe van so 'n groot gebedeboek uitgegee. So ek gaan dit vanoggend prakties maak en so, kom ek sê, so geskrewe gebed lees. Dit gaan nie op die skerm verskyn en dan kan julle net saam daarna ook kyk en julle net daarmee assosieer dalk. Dan maak ons dit ons gebedsoefening vir hierdie beweging. Kom alles wat groot is in die skepping, kom prys die Here. Kom berg Kilimanjaro en Victoria Meer, kom Skeervallei en Serengeti vlakte. Kom vet krumetarte en mango bome, bloekoms en tamarinde, kom loof die Here. Roem en loof hom vir ewig en ewig. Kom al julle kleintjies, besige swart muurtjies en wippende vlooie, wriemelende paddavissies en muskietlarwes, kom julle vleiende sprinkane en spattende waterdruppels. Kom styfmeelspikkels en tsetsefvliee, grassade en daggaplantjies, kom loof die Here. Roem en loof hom vir ewig en ewig. Amen.
Julle het nou reeds gehoor dat ons gaan 'n hele klompie Bybelgedeeltes in die loop van die nadenke lees, so ek gaan nie nou al bekend maak nie. Julle gaan al hier op die skerm ook sien verskyn. Onthou nou maar dat ons tema sê dat ons probeer so 'n bietjie uit die kassie uitklim en na ander hoeke en vanuit ander perspektiewe na God kyk. Een van die probleme wat ek sien baie algemeen is in geloofsgemeenskappe, veral as mense met mekaar half in geloofsverskille begin gaan, is dat party mense baie hoog opgee oor die kwaai God wat straf. Daar's regtig mense wat 'n beeld van God het as die een by wie jy altyd tekort kom. Jy kan nooit goed genoeg wees vir God nie. Daar's mense wat sê die heiligheid van God maak eintlik dat ons versigtig moet wees om nie te goedkoop en maklik met God en godsdienst om te gaan nie. En soms kan dit nogal baie kwaai raak en uitborrel in kerklike debatte en alles. So kom ons kyk vanoggend in hierdie gesprek oor daar is meer as wat ons dink of glo oor God. Of hierdie kwaai God al insig in God is wat ons kan hê. Nou om God te ken, het ek gister reeds gesuggereer, is dat die belangrikste plek waar jy kan gaan leer oor God is by Jesus Christus. Om God te ken is om Jesus te ken. Ek het al gister gesê, die vraag is nie, is Jesus soos God nie, maar eerder, wat daarvan as God is soos wat Jesus is? Is dit nie dalk die naaste wat ons gaan kom aan 'n goeie perspektief op God nie? Onthou dat Jesus het gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Nou, wat is daai waarheid? Ek is die waarheid. Is dit 'n klomp stellings? Is dit, jy weet, sekere punte wat jy uit jou kop uit moet ken? 12 of 52 of 'n paar honderd wat jy moet opswat? Paulus het self daarmee geworstel en hy vra dan wie en wat die geheim van God is. En dan antwoord hy in 1 Korintiërs 2 vers 27. Christus is in julle. Dis 'n interessante benadering. Christus is die waarheid. Wat is die waarheid? Wat is die geheim? Wie is God? En as Paulus daarmee worstel, dan sê hy, God is te vinde in die verhouding wat ons met Jesus Christus het. Die waarheid is nie 'n stelling nie, dis nie filosofie nie, dis nie 'n klomp wysgeerige stellings of dogmatiese insigte nie. Dis in die eerste instansie 'n verhouding met die lewende Jesus Christus. Dis die hart van ons geloof. Jesus is die een wat God aan ons kom bekendstel as een met wie ons in 'n verhouding is. Nou, kom ons praat dan nou oor wat beteken hierdie verhouding. Wat beteken dit as ons met Jesus in 'n verhouding is en wat leer ons van God? Wel, een van die eerste goed wat in daai verhouding gebeur, is dat Jesus ons leer God is 'n God wat altyd gee, voordat God eis. Teenoor daai mense wat na die boksie kyk en sê God vra en eis en het allerhande vereistes, wys 'n lewende verhouding met Jesus vir ons dat God is 'n God wat gee en gee en gee. Nou ek weet, ons dink ook baie keer oor gee. Ek is nou al, weet 'n oupa en my vrou se ouma, so dit het regtig weer gebeur toe ons nou met die vliegtuig opkom, is die een hele tas is persente vir die kleinkinders. Die ander tas is nou 2 mense se klere. Want oumas en oupas kan ons nie ophou gee en bederf nie. En oupas en oumas sal dalk verstaan van gee. Maar hierdie gee wat God doen is bietjie dieper as dit. Ek het so 'n stukkie daarvan leer ken in my werk daar by Huguenot College waar al die studente verskriklik arm is. Julle het nie 'n idee nie. En eendag kry ek te doen met 'n student wie se ma 'n doodgewone bediende in Port Elizabeth is en sy kom toe met kommer oor haar moeder. Haar ma het eintlik ophou eet.
Want die ma probeer help om die kind se studies te betaal en daar is nie genoeg geld nie nou. Gebruik sy maar die eetgeld om vir die kind se studies te betaal. Dis 'n ander manier van gee, nê? Dat jou gesondheid begin lei want jy gee en offer op vir iemand. En ek dink dis wat Jesus doen. Hy stel ons aan daardie God bekend wat aanhou gee. Nie die God vir wie mense so bang is nie. Want sien as jy bang is vir God, dan vermy jy God. Dan dink jy aan God as iemand wat beveel en wat veel eisend is en waar daar min vreugde in godsdiens is en waar dinge altyd skeefloop want jy skiet tekort. God is 'n God wat gee. Nou die beste manier hoe ek dit kan verduidelik is dalk met 'n storie van die bekende prediker Charles Spurgeon. Spurgeon was daar in Engeland 'n dominee en hy vertel dat hy het gehoor van 'n vroue lidmaat wat alleen bly en verskriklik swaar kry. En nie kop bo water kan hou nie. En hy het toe haar adres verneem en na die huis toe gegaan en daar in die armstraatjie in die huis geklop. En nadat hy 3, 4, 5 keer geklop het en geen antwoord gekry het nie, het hy teruggestap en gewonder hoe hy haar kan help en die kerk kan help in haar nood. Sondag loop hy haar weer by die kerk raak en hy kry geleentheid om met haar te gesels en te vra hoe dit gaan. En sy sê ook dit gaan maar swaar. Hy sê ja, hy die week juis by haar aan die deur kom klop om te hoor wat hy kan doen. Sy sê maar sy kan nou nie onthou nie. En toe hulle mooi praat, sy sê nee, maar dit was donderdag. Sê sy, ja, sy kan onthou dat sy donderdag die klop aan die deur gehoor het, maar sy het gedink dit is haar landlord wat die huur kom opeis. En omdat sy nie die huur kon betaal nie, het sy die deur toegehou. Die storie maak sin, want dis maar hoe dit baie keer in ons lewe gaan. Ons hoor God se klop aan ons lewens deur en ons hou ons doof omdat ons dink God kom iets vra en eis iets van ons op wat ons bang is of nie kan of die vermoë het om te gee nie. Terwyl God eintlik klop omdat hy vir jou wil gee en vir jou wil help en vir jou wil bystaan. So ek wil dit amper as 'n stelling maak vandag as ons vars en nuut na God wil kyk, dat die belangrikste wat ons vir God kan doen, is om te ontvang wat hy vir ons wil gee. Die hart van die Christelike geloof is om jou oop te maak en te ontvang wat God vir jou wil gee. Nie in die eerste instansie om aan allerhande eise te voldoen en te wonder hoeveel kan jy gee nie. Want Jesus en in 'n verhouding met Jesus leer ons en help ons God verstaan as die God wat gee en vol genade en waarheid is en vol liefde is. En dit gaan dus nou nie oor ons my eie swak pogings om regverdig voor God te wees nie. Ek hoef nie so toegewy te wees nie. Ek moet eerder fokus op oor hoe toegewyd Jesus aan my is. En dit maak dalk besondere kragte in my los, as ek dit verstaan. Dis nogal 'n ander uitkyk op godsdienst nie, om nie heeldag besorg te wees oor jou eie toewyding nie, maar ontvanklik te wees vir God se toewyding aan jou. Nou dink julle ek gryp dit uit die lug uit? Kom ons luister 'n bietjie na Deline sy vir ons 'n paar teksgedeeltes lees. En die eerste een wat op die skerm gaan verskyn is Efesiërs 1 vers 3. Kom ons luister net lekker en laat die teks oor jou vloei. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar is in die hemel. Die eenheidsteks, né? Die Vader verdien al die lof. Hoekom? Want hy seën ons met nie 10% nie, of 50 nie, maar met 100%. Met al die seëninge wat daar is deur Jesus Christus en die werk van die Gees. Kom ons luister na nog 'n teks. Jy het 1 Korintiërs 1 vers 4 en 5.
Ek dank my God altyd oor julle, vir die genade wat hy in Christus Jesus aan julle geskenk het. Want in hom het God julle in alles ryklik geseën, veral in die gawes van woord en kennis. God se seën is ryklik. Dis nie iets wat hy terughou nie. Die hekke word oopgemaak, die sluise word oopgetrek. Hy betoon genade in Jesus Christus en hy skenk saam met hom vir ons ryke seëninge. Dit is 'n refrein wat veral in Paulus se teologie keer op keer na vore kom. Genade is nie iets wat jy hoef te verdien nie. Versoening is nie iets wat jy kan bewerk nie. Dis 'n onmeetlik ryk geskenk van God. Kom ons luister nog na een uit daai baie bekende hoofstuk in die Bybel wat amper, jy weet, ons na 'n crescendo, 'n hoogtepunt toe vat van die goeie goed wat God doen, uit Romeine 8 vers 32. Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Paulus se logika is onweerlegbaar. As God sy seun gee, wat sal hy dan nou terughou? As God die kosbaarste wat hy het opoffer ter wille van die mensdom en die skepping, hoekom sal hy enige iets anders terughou? Hy gee dit ryklik. So, kom ons versterk mekaar maar net weer vandag om die vraag te vra, as ons God so in 'n verhouding met Christus leer ken, dat ons bietjie in hierdie kassie anders na God kan kyk, en ons leer veral dat God heel eerste nie een is wat gevrees moet word en wat allerhande eise stel nie, maar dat die belangrikste wat ons van ons geloof kan doen is om ons oop te stel vir alles wat God gee. Nou wat gee God? Ek kan so 'n kort opsomming waag, ek kan nog baie daarby voeg, maar wat is die soort van geskenke wat God dan nou vir ons gee? Wel, die eerste een is dat God aan ons die geskenk gee van 'n herstelde verhouding met God. Op party plekke in die Bybel word dit God se vrede genoem. Daarom dat Jesus in sy groot uitstuur, waarvan ons gister ook 'n stukkie gelees het, sê, vrede vir julle. Die bedeling wat nou aanbreek, is die bedeling waarin verhoudings herstel is. Die grootste en mooiste en belangrikste geskenk is die een van redding en verlossing. Die hele Bybel worstel eintlik maar van verskillende kante af met hierdie verhaal, maar hoe gaan die verbreekte en gebroke verhouding reggemaak word? Al daar van Adam en Eva se tyd af, deur die aardsvaders en Israel se geskiedenis en in die tyd van die profete en in die tyd van Jesus is die worsteling, maar hoe gaan die dinge tussen God en mens regkom? En elke keer is dit God wat die eerste tree gee, God wat die inisiatief neem. Dan word dit goeie nuus, sulke goeie nuus dat engele eintlik sê, ek kondig die goeie nuus aan, die blye boodskap, dat daar verlossing en versoening is, want God gee dit as 'n geskenk. En hy neem ons dan nou op in die huishouding van God as sy kinders. Dis hoe erg daai verhouding herstel word. Ons is nie meer buitestanders nie, maar dan praat Paulus en Petrus en almal tereg van gelowiges as boeties en sissies van Jesus. Jesus leer ons bid, ons Vader. Want die herstel beteken opname in die huishouding van God. Ons het nou vrye toegang tot al die genademiddels wat God gee. Dinge is skoon en reggemaak. En hier's iets wat ons moet onthou, dis nie net asof dit nou 'n persoonlike of 'n juridiese vryspraak is nie. Hierdie herstelwerk van Jesus is so groot en omvangryk en sterk dat dit eintlik oorspoel en die hele skepping kom genees. En vir alles vrede bring.
en alles in 'n nuwe verhouding bring. So, as jy dalk weer te doen kry met mense vir wie die belangrikste godsdienstige motief vrees is, en as jy weer in 'n situasie beland waar mense oor God dink as die enigste roeping en plan van God is om mense te straf wat verkeerd doen, hou maar vas aan die storie, dat God toetree in hierdie verhaal en uitdeel, en veral die geskenk van genade en vrede en herstel en versoening uitdeel. Want God het ons en sy skepping lief. Daar's ook 'n tweede ding wat God gee, en dit is saam met hierdie verlossing en vrede, gee God vir ons heiligmaking en lewensvernuwing. Dit is iets wat veral hierdie Pinkstertyd in die hart staan van die gebeure. As Jesus in sy hemelvaart nou weggaan, dan sê hy vir die disippels, ek stuur julle uit om vrede te bring, maar moenie bang wees nie, julle is nie alleen nie. Ek gee vir julle die Heilige Gees, en het julle gehoor in daai, byvoorbeeld Efesiërs teks sê hy, die Gees, wat kom doen die Gees nou? Die Gees kom gee nou vir julle allerhande geskenke, allerhande toerusting, allerhande gawes, sodat julle op hierdie reis van heiligmaking en lewensvernuwing 'n nuwe lewe kan lei. 'n Lewe wat pas by vrygemaakte kinders van God wat opgeneem is in die huishouding van God. So 'n heilige lewe, as Paulus op plekke sê, wees nou heilig want God is heilig, dan is dit in die eerste instansie nie 'n eis nie, maar 'n geskenk. God gee heiligmaking aan ons as 'n besondere geskenk, en die een wat die geskenk bewerk en fasiliteer en nuwe energie gee, lewensvernuwing gee, is die Heilige Gees. Dit maak Pinkstertyd dan besonders, nie? Want dis die fees van herstel en lewensvernuwing en vreugde, want die vrugte of die geskenke van die Gees is immers goed soos vrede en liefde en deernis en al daai kosbare eienskappe waarna ons so smag. Kom ons kyk na 'n derde een. Ek gaan vra dat Delien regmaak om dit ook te lees. Dit kom ook uit Efesiërs uit. As ons hoor dat nog een van die geskenke is nou God wat versoening en vryspraak gee, en nou gee hy heiligmaking en al die toerusting om te gaan heilig lewe. Maar dit help nou nie dat jy in hierdie vrome heilige lewe nou net dit na binne doen terwille vir jouself nie. Nog 'n geskenk wat God gee, is die geskenk van roeping in diens. God roep ons en rus ons toe vir diens. Kom ons luister 'n bietjie hoe Efesiërs dit uitspel. Van hierdie evangelie het ek 'n dienaar geword, 'n voorreg wat God in sy genade aan my gegee het, deur sy krag in my te laat werk. So in God se koninkryk kry jy die geskenk van versoening en vryspraak. Jy kry alles wat jy nodig het om heilig te lewe. En nou word jy geroep om dit in 'n lewe van diensbaarheid te gaan doen. Dis die Bybelse logika. Jy kry 'n dienswerk en jy word geroep en toegerus en gestuur om daai dienswerk te gaan uitleef. So om te kan dien, om 'n rol te vind waar jy in hierdie wêreld so optree dat dit 'n sagter, regverdiger, beter plek is, waar lewe in volheid gedei, is dus 'n roeping en 'n geskenk. Jy kan maklik dink om geroep en gestuur te word is harde werk. Maar eintlik is dit een van die mooiste ontdekkings wat jy kan maak, as jy jou plek ontdek. As jy ergens 'n bediening ontdek, in die gemeente of buite in die gemeenskap of waar ook al, ontdek dat die Here jou lewe vol maak, want hy gee vir jou iets. Hy roep jou om iets te kom doen. Miskien moet ek dit maar ook weer met 'n storieetjie illustreer, want stories is sterker en blywender as stellings.
'n biografie van een van die ambassadeurs van die Verenigde State in Oostenryk vertel die vrou van iets wat in haar lewe gebeur het. Sy het in haar werk in Oostenryk, baie met die oorlog wat 20-30 jaar terug in Servië en Kroasië gewoed het, met mense te doen gekry. En sy vertel van 'n vrou met die naam van Sofia, wat in 'n klein dorpie in Kroasië gebly het. Sy was baie oud, en haar bediening was om in die dorpie waar die Rooms-Katolieke geloof die hart van die dorp se lewe was, die kerkklok elke dag 12 uur te gaan lui. Vanuit die antieke tye het kerkklokke gehelp om die lewensritmes vas te maak, om mense wat nie horlosies het nie te herinner hoe laat dit is. En haar bediening was om daar na die ou kerkie toe te stap en die tou wat aan die muur vasgebind is los te maak en dan die klein kerkklokkie elke dag te laat lui. Dit het sy getrou en met passie gedoen, totdat die oorlog uitgebreek het. Nou, van julle het al vergeet van daai oorlog, maar die Serviese magte het Kroasië binnegeval. Hulle het allerlei politieke, maar ook geloofsverskille gehad, so hulle het in die dorpe ingekom en met hulle weermagtanks baie keer die Kroate se huise plat geskiet, en gewoonlik as 'n kompliment heel aan die einde het hulle eintlik soos klokslag die kanonne op die kerke gerig. En so ook in hierdie dorpie se geval die kanonne op die kerktoring gerig, en daar skiet hulle die kerk in mekaar en die toring val om en die klok lê daar in die begrafplaas. En tog word vertel dat Sofia nie stil gesit het nie. Hierdie vrou wie se kerk in ruïnes afgeskiet is, het elke dag om 12 uur na die kerkhof toe gestap, waar die klok skuins gelê het. En daar in die middel van die pyn het hierdie 80-jarige vrou die klepel van die klok gevat en hom heen en weer geslaan en vooroor gebuig met haar knobbelrige hande die klok gelei, ongeag die omstandighede. Op 'n manier 'n stelling gemaak, my bediening vat julle nie uit my hand uit nie. Ek sal die klok bly lui. Miskien kan die verhaaltjie ook ietsie vir jou doen. Miskien sit jy hier omdat jy 'n klok moet laat lui van 'n lewensmaat, man of 'n vrou wat siek geraak het, wat worstel met depressie, wat demensie het, en wat verskriklike eise aan jou stel. Jy voel jy kan nie meer nie, maar jou bediening is om die klok te laat lui. Miskien weet jy in ons gemeente van enkelouers, baie keer is dit vroue wat so swaar kry, wat 'n harde werk of 2 werke aan die gang moet hou, en nog kindertjies by die skool kry, en hulle versorg en sorg dat alles goed loop, en die klok laat bly lui. Of dit mag dalk maar 'n beraader, of 'n dominee, of 'n pastoor, of iemand wees wat 'n amp het om maar net mense te gaan troos in hierdie wêreld wat so troosteloos is, en jy voel dit oorweldig jou. Maar laat die klok lui. Dalk is jou bediening om mense in die hospitaal te troos. Of die een te wees wat al lê jy self in die hospitaal deur gebed en jou houding en jou optrede die klok laat bly lui en versoening bring waar jy ook al kom. So dis die Bybelse logika, né? Dat die beeld van God is nie een van 'n strawwende, kwaai God wat alles eis nie, maar een wat alles gee. Die belangrikste in geloof is nie wat ons moet doen nie, maar om te ontvang. Wat ontvang ons? Ons ontvang versoening, ons word deel van God se huishouding, ons kry al die geskenke wat ons nodig het om heilig te leef, en dan kry ons nog plekke om die klok te laat lui, om ons bediening te gaan uitleef, om te doen waartoe God ons roep. En God gee dit alles as 'n vrye geskenk. Want verstaan jy nou, God gee homself. Van die mooiste en die belangrikste tekste in die Bybel het dalk juis, kan ek maar sê, ekstra belangrik geword, omdat dit ons telkens herinner aan God wat so gee. Dink maar aan die bekendste
gelykenis die verlore seun. Die Vader gee homself vir albei, né? Hy gee alles vir die seun wat verlore was en terugkom en hom tegemoet hardloop. Hy omhels hom. Hy gee sy erekleed van hom, die beste diere slag vir 'n feesmaal. En hy nooi hom uit en sê, kom hierdie maaltyd van oorvloed begin. Die beweging is 'n genadige Vader wat die stout simpel seun met oop arms verwelkom. Dit som eintlik ons hele preek op. Maar is net so waar vir die ou bedompige boetie, die oudste ene. Want onthou julle dat die Vader vir hom gesê het, wat myne is joune. Alles wat God se is joune. Dis bietjie groot vir ons, né? Maar Psalm 23 sê die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Dis hoe God werk. Die Here is my herder, niks sal ontbreek nie. Johannes, die skrywer, neem baie van hierdie Ou Testamentiese temas op en vertel dan ook dat Jesus die goeie herder is, en dan in een van die pragtige dele in Johannes 10 sê hy, ek het gekom, onthou nou Psalm 23, nee, ek het gekom, dat julle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Oorvloedige lewe. Die goeie herder, by wie niks sal ontbreek nie, en die oorvloedige lewe wat God gee. So godsdiens, het ek in die begin gesê, is nie in die eerste instansie die probleem van veel eise wat God stel en ons wat net kan moet merk oor alles wat ons gedoen het nie, maar is om regtig waar jou oop te maak om te ontvang. Dan word godsdiens diep lewensvreugde. Dan word God se geskenke iets wat jou vul met onuitspreeklike blydskap. Ek wil dit op 'n persoonlike manier so 'n bietjie verduidelik, hoe ek dit vars moes verstaan. Op die skerm gaan daar so 'n foto, is nie 'n baie goeie foto nie, maar dis al wat ek kon kry. Hierdie is 'n kathedraal wat ek in Martinet eenmal besoek het toe ek in Roemenië kongres bygewoon het. Dit is die ortodokse kerk in Roemenië se een hoofsentrum. Tipies van die ortodokse geloof word die hele Bybelverhaal geteken in ikone. So daar in die voorkant is nou die skepingsgebeure. Aan die linkerkant is die Nuwe Testament, aan die regterkant is die Ou Testament. As jy uitstap by die kerk, is dit altyd die opstanding, dan is daar heel bo die deur 'n prentjie van Jesus wat opvaar hemel toe. So in 'n tyd toe mense nie kon lees nie, het jy gaan prentjies kyk in die kerk. Ons kyk nou maar weer deesdae prentjies. Maar jy het in die kerk gaan prentjies kyk en dan het jy die hele storie daar gelees. Hierdie kuns om ikone te skilder is 'n baie gestruktureerde kuns met baie voorskrifte oor wat jy mag doen en hoe dit moet lyk. Hulle praat ook van hulle skryf 'n ikoon, hulle skilder dit nie. You are writing an icon. En in ikone kom baie selde diere voor in die ikone. Gewoonlik die apostels en Jesus en Maria en heilige figure in die Bybel. Julle kan maar kyk as julle deur dit blaai. So die ortodokse professor wat my en Martinet na 'n erediens toegeneem het, toe gesê ons moet so 'n bietjie stil staan in die kerk en daar aan die linkerkant kyk, daar is 'n ikoon. Nou dis al wat ek kon afneem toe ek hom afgeneem het. En dit is die storie van die verlore seun. En in die ikoon wys hulle toe vir ons uit, is daar 'n hondjie wat van blydskap teen die verlore seun opspring. So die reëls word so 'n bietjie omvergewerp om wat te verduidelik. Dat selfs die honde bly is waar God se genade in oorvloedige liefde uitgedeel word. As jy nou in daai soort van Rooms-Katolieke tradisie verstaan, ek sê Rooms-Katolieke ortodokse tradisie, dan verstaan jy hierdie ikoon spring uit. Hoekom? Dit vertel dat tot die verlore seun se hond was bly. So is daar blydskap in die koninkryk van God oor elkeen wat terugkeer. Dit is in die sin die hart van godsdiens. Mag ons ook op hierdie nuwe manier so 'n bietjie anders
buite die kassie na binne kyk en God se genade raak sien en ons geloof heroriënteer na geloof wat die belangrikste is om te ontvang. Amen. Kom ons bid so 'n bietjie op 'n ander manier. Julle kan hierdie keer nou half met oop oë ook bid of met toe oë, maar julle nou sien hoe ek wys, want ek gaan bietjie 'n liggaamlike gebed illustreer, om net bietjie ietsie van gebedsmoontlikhede te wys. So die eerste ene is om net jou hande oop te hou vir 'n ruk, en dan kan jy maar jou oë toemaak of oophou, en net te dink, wat is die geskenk of gawe wat God vir jou gegee het? Wat is daar in jou lewe of in hierdie oomblik wat jy ervaar is as iets wat God vir jou gegee het? En al wat jy hoef te doen is om bewus te raak daarvan en dit te koester en te sê, maar dit is vir oggend my persent. Nou kan jy jou hande so vou en dit styf vashou, hierdie persent, teen jou bors druk. Net vir God in 'n gebed dankie sê vir die geskenk. Op enige manier jou eie woorde stil, maar bring dank aan God wat eerste iets vir jou gegee het. En nou gaan ek vra dat jy jou eie skouers soort van omhels, net so 'n daad van omhelsing. En net dink, maar wie het van hierdie goed wat jy gekry het, hierdie geskenke? Aan wie kan jy dink wat dit nodig het? Wie kan jy gaan seën met dit waarmee jy geseën is? En bid dan vir insig oor hoe jy so iemand kan seën met jou geskenk. Amen. Ons gaan afsluit met 'n lied vir hierdie hele storie. Ek sê ons liedere kan partykeer eintlik alles beter opsom as preke en woorde. Onthou as jy uitstap sal daar so 'n mandjie wees, dus as jy dalk nou ook iets kleins daarin wil sit, of iets groots, nie dat ek nou met klein jou oortuig om dit net klein te hou nie, maar en dan is daar sop in die koffievertrek. Maar kom ons sing nou een van die heel bekendste Christelike liedere wat hierdie preek eintlik maar beter verduidelik. So staande, genade onbeskryflik groot, ons sing vers 1, 2, 3 en 4 van hierdie gedeelte. En dink nou maar aan die hondjie wat ook bly is as ons die laaste vers sing. Amen.
Goed, so ek gaan nou julle grense van gemak bietjie oorskry en moeilik maak in die einde van die preek. Jy moet nou waar jy staan. Vir party gaan dit maklik wees want jy staan langs jou man of vrou of 'n goeie vriendin. Maar ek wil vra dat jy iemand se hand vat as jy wil. As dit nou maklik is of net iemand in die oë kyk. Dat ons net bewus is van mekaar, liggaamlik, né? Kyk iemand in die oë of vat iemand se hand. Enige van die twee. En as ek dan nou die seën uitspreek, dan gee ek woorde wat jy vir daai mens gee. Dis al wat ek wil doen. Dus ek wil hê dat dit wat ek nou voorlees, en dis eintlik nie my eie woorde nie, dis Paulus se woorde, maar dat dit die wens is wat ons vir daai mens wie se hand jy vashou wie in die oë kyk, dat jy dit vir daai mens gee. Mag jy in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus trek. Mag jy sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bo begaan. En mag jy heeltemal vervul word in die volheid van